Griekse mitologie vertel die storie van die eerste geskape vrou volgens hulle. Haar naam was Pandora en sy was geskep deur Zeus, die hoofgod van die antieke Grieke. Met haar skepping het Zeus vir haar 'n boks of 'n houer gegee en hy het vir haar gesê dat sy dit nooit ooit mag oopmaak nie. Maar eendag het Pandora se nuuskierigheid oorgeneem. Sy het nader gekom en sy het die boks oopgemaak. En wat het gebeur? Al die slegte goed in die wêreld het ewe skielik uitgevlieg. Armoede en oorlog en dood en siekte en gulsigheid en jaloesie. Alles is vrygelaat en het so vinnig oor die aarde versprei dat dit nie terug kon gaan in die boks nie. Arme Pandora het so groot geskrik dat sy die boks toegeklap het. Maar sy het dit toegeklap met een ding nog steeds in die boks. Hoop. In hierdie storie wat ek onlangs gelees het, in 'n boek oor Griekse mitologie of oorsprongstories, het die storie hier geëindig. Hoop het vir ewig in die boks gebly. Toe ek nou verder gaan oplees het ek gesien dat die mense heel de mekaar is oor wat met hoop gebeur het. Party mense sê dis later losgelaat, party mense sê dit het altyd in die boks gebly, en party mense sê dis goed dat dit in die boks gebly het. Ek wil nie vandag oor dit stry nie. Wat vir my interessant is dat daardie storie het my laat dink oor wat ons as Christene oor hoop dink. Wat is ons antwoord op hierdie storie? Is hoop iets wat net nog in 'n boks lê? Sien, die antieke Grieke het hoop en lyding aan mekaar verbind. En my vraag is, wat is Christelike hoop? En wat het dit met lyding te doen? Laasweek het Kutse gepraat oor lyding en die oorsprong van lyding. Wat lyding doen, en hy het die volgende teks aangehaal. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Heel duidelik glo Paulus dat swaar kry na hoop lei. Maar wat beteken hierdie hoop? Jurgen Moltmann is 'n bekende teoloog wat 'n boek geskryf het oor hoop, en hy sê dat daar twee goed is wat ons moet vra as dit kom by Christelike hoop. 1, waarin hoop ons? En 2, hoe inspireer ons hoop ons nou al? Die eerste vraag is redelik maklik op 'n manier. Wanneer ons praat van Christelike hoop, dan hoop ons in Christus, in die opgestane Here, wat as ons kyk na Romeine 8 sal terugkeer aarde toe, en ons sal ontmoet en ons 'n einde sal maak aan ons lyding en ons sug saam met die aarde. Maar as ons daar stop, dan sê dit vir ons dat hoop net iets is wat in die toekoms gaan gebeur, wat nou maar net eendag gaan gebeur, wat soos die einde van 'n boek is, wat nie regtig nou al ons beïnvloed nie. Maar Jurgen Moltmann vra immers, hoe inspireer ons hoop ons nou al? Ek hou van hoe Romeine 8 praat van die pyne en die sug van verwagting. Die swanger vrou wat swaar kry, wat lyding het, maar wat 'n verwagting het. Wat 'n toekomsvisie het van hierdie kind wie sy nie reeds kan sien nie. Paulus maak dit duidelik dat ons nie hoop in wat ons reeds kan sien nie, maar juis hoop in dit wat ons nog nie kan sien nie, en dat ons dit met volharding doen. En dis hoe die swanger vrou deur haar lyding gaan. Dis nie vir haar minder erg nie, dis nie vir haar maklik nie, maar sy volhard deur dit, omdat sy weet wat aan die ander kant lê. Ons word genooi om te volhard in ons lyding, omdat ons weet dat Christus 'n einde aan ons sug sal bring. Ons volhard, omdat ons weet dat ons swaar kry 'n einde het. So wat beteken dit vir my en jou? Eerstens dink ek help hierdie teks ons om te weet ons mag sug. Die pyne, die swaar kry wat ons in hierdie wêreld beleef, is werklik, en ons mag dit beleef en verwoord. Maar kom ons doen dit met perspektief. Kom ons doen dit met die wete
dat God nog steeds besig is, dat ons hoop nog steeds in Christus lê, en dat Christus sal terugkeer om 'n einde hieraan te maak. Kom ons sug anders as die wêreld, nie 'n hopelose sug nie, maar juis 'n sug met hoop. Ons glo dus nie dat hoop iewers in 'n boks lê, waar dit nooit gaan uitkom nie. Ons weet dat ons hoop nie in 'n boks lê nie, maar in Jesus Christus wat ons uitnooi, vorentoe uitnooi met 'n toekomsvisie, 'n verwagting van iets anders. Mag jy die veilige ruimte hê om te sug wanneer die lewe sugwaardig is. Mag jy aanhou om te glo en te hoop dat God besig is om na 'n punt te werk met die swaar en die lyding wat ons nou beleef. En mag jy aanhou volhard in jou lyding en in die hoop, omdat ons weet dat hoop nie in 'n boks lê nie toegesluit lê nie, maar ons hoop is in die opgestane Here Jesus Christus. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame